Lekker uitgerus en ek hoop almal is opgewonde soos ek opgewonde is oor die nuwe jaar. Dit is daarom net wonderlik wat oorgang van na 'n nuwe jaar toe ook in mense gemoed kan doen en met mense entoesiasme kan doen. En ek glo en vertrou dat u saam met my opgewonde is oor die jaar wat voorlê. Ek het vir die kerkraad nou hier in die konsistorie gesê, ek hoop hulle energiekannetjies is vol, want myne is vol, en dat ons nie hier einde Februarie ons wind bietjie gaan uitraak wanneer die jaars begin spoed optel nie. So baie welkom aan almal vanoggend. Is die enige besoekers by ons vanoggend? Neem die vrymoedigheid om die hand op te steek. Enige besoekers van ander gemeentes, ander dorpe? Van waar is jy? Potchefstroom, baie welkom hier by ons vanoggend. Hoop jy kuier lekker saam met ons. Ek hoop nie dis die eerste en die laaste keer nie. Nog ander besoekers? Daar agter, van waar is julle? Van Hendrina en Bethal, daar tussenin. Baie welkom hier by ons vanmôre. Baie welkom. Het ek nie iemand gemis vanoggend hier. Daar sien ek, hulle sit altyd al ander mense op die spot, die mens langs jou, van waar is dan nie? Ja, van waar? Pretoria, baie welkom hier. Ons is so dankbaar julle kuier lekker saam. Goed, dit lyk vir my na almal wat dan, ek hoop almal is tuis en voel dan reg vir die ontmoeting met die Here Jesus vanmôre. Ek gaan begin met die familienuus. Is daar iemand wat hierdie week sy huweliksherdenking, voordat ons daarby uitkom, die vorige 2 Sondae, is daar onthou om die huweliksherdenkings, het julle suits ontvang vir die vorige 2? Glad nie. So Johan, jy wys vir my nee. Nou kom ons begin van die nuwe jaar af tot nou Saterdag toe. Wie te huweliksherdenking vier? Jan is daar. Ek gaan vra, wie gaan die suits vir ons gee? Willie, kan jy vir ons help? Ja, dan Johan en Jolande lyk met 'n huweliksherdenking gevier. Jan en Tanya, hoeveel jare? 31 jaar met die klem op die jaar. Baie geluk Jan en Tanya met die volgende 31. Johan en Jolande, ek het julle hand gesien. Hoeveel jare? 18 jaar. Baie geluk dan ook. Nog iemand wat 'n huweliksherdenking vier? Kom ons sê van die begin van die jaar af, as ons iemand gemis het, dan kan jy vandag ook 'n suite kry. Niemand verder huweliksherdenking nie. Goed. Baie dankie. Dit lyk na almal. Broer en suster, dan kom geniet 'n koppie tee na die diens in die saal. En dan het ek hier 'n dingetjie oor 'n gesinsbediening. Ek gaan graag hierdie jaar 'n bietjie aandag wil gee aan 'n bediening vir ons gesinne. Nou as ek nou die woord gesin gebruik, dan beteken dit nou nie ons praat met ouers wat kinders in die huis het nie, want elke liewe persoon is deel van 'n gesin. Of jy enkellopend is, en of net ma en pa of net ouma en oupa is, ons wil bietjie konsentreer op die gesinne, want 'n mens se maksimale geestelike groei vind in die gesin plaas, in die huis plaas. As ek dit eenvoudig kan stel, hierdie is 'n, mag ek sê, huisgodsdienst bietjie terugbring in die huis. Dat ons geestelike lewe nie net gebaseer is op dit wat in die erediens gebeur nie. Maar ons wil jou help om as gesin daar waar jy saam met jou kinders by die huis is en as gesin alleen is, geestelik te kan groei. So dis huisgodsdienst bietjie op 'n ander vlak. En ek is regtig in my hart opgewonde daaroor. En dan wil ek volgende Sondag gaan ons 'n bietjie afskop doen daarmee. So ek hoop almal wat vanoggend hier is volgende week ook hier. Want volgende Sondag se afskop en se boodskap wat ek op my hart het, is verskriklik belangrik. So ek gaan nie vanoggend daaraan aandag gee nie. Vanoggend wil ek graag net so 'n bietjie bemoediging gee en dan vir ons bietjie inspireer vir die res van die jaar. So asseblief, ek wil vir u vra om saam met my in te koop binne in hierdie bediening. Dit is 'n ding wat stadig gaan groei en hy gaan net groei wanneer elkeen van ons dan in ons harte daarin inkoop. So ek hoop ek maak julle 'n bietjie opgewonde vanoggend rondom ons gemeente ook. En dan die week van gebed. Ons gemeente vier nie 'n tradisionele week van gebed met elke aand 'n erediens nie. Ek het met die dagbestuur hieroor gepraat en ons het gevoel dat ek van vanaand af
gaan ek vir julle 'n stemboodskap stuur, 8uur elke aand, tot en met dan Vrydagoggend sal dan die laaste een wees. Ek gaan hierdie week bietjie met julle gesels oor die Onse Vader gebed. 'n bietjie dieper daarin delf. So gaan vanaand begin daarmee. Julle sal vanaand 8uur 'n stemboodskap ontvang. Wil ek dan vra om elke aand die week 8uur saam met jou gesin, dan begin ons sommer oefen om saam met my gesin dan stil te word rondom hierdie stemboodskap. So elke aand 8uur via WhatsApp. Goed, vanoggend is dan wat gebeur vandag, die kerkrasbevestiging. Ons gaan vir Martin Filter en Johan van der Berg as gemeenteleiers bevestig. Dan die jeuggroep inskrywings na die diens in die saal. En hierdie inligting word dan ook gebruik om die gemeente se databasis op datum te bring. En daarom belangrik dat u asseblief u kinders se regte selfoonnommers en ook adresse dan vir ons daar sal invul. Dan die kerk se kalenders, hier is nog beskikbaar hier voor op die tafel, dat jy na die diens dan een per gesin kan kom haal, as jy dit nog nie gedoen het nie. So vat asseblief net een per gesin. Indien daar 'n tekort is, kan jy dalk net die kerkkantoor skakel, dan sal daar weer vir jou gedruk word. En dan die 19de Januarie, dis môre, is die katkesante onderhoude met hulle ouers. Hulle het die tyd en die datums het hulle ontvang. En dan het ek net nou iets gesê van die erediens van 25 Januarie. Lyk my so bietjie die skrif wat ek daar gebruik het op die bord is nie so mooi nie. So volgende Sondag wil ek dan vra. Dis die katkesante wat kom getuienis aflê. Dis 'n nagmaalsgeleentheid. En daarna 'n kerkraadsvergadering na die diens. Daar's moontlikheid dat die kerkraadsvergadering dalk net 'n week kan aanskuif, so ek sal julle op hoogte hou. Dan het ek op die gemeente se webbladsy vir u gevra. Ek sou graag 'n werkgroepie op die been wil bring vir ons gesinsbediening. Waar ek het dit vir julle daar gesê, ek soek gesinne met klein kindertjies in die hoërskool wat al uit die skool het, is ouer mense. As jy hierdie vanoggend op jou hart druk om betrokke te raak by so 'n werkgroepie, wat vir my gaan bystaan en die kerkraad gaan bystaan om bietjie saam te besin oor hoe rol ons gesinsbediening in die gemeente vir hierdie jaar verder uit. Dat jy dan asseblief vir my sal kontak. Hoe dit gaan werk, ons gaan probeer om 1 keer 'n maand bymekaar te kom waar ons net saamgesels oor hoe dit prakties dan binne in die gemeente uitgerol kan word. En dan voorbeding, as ek kan oorgaan soontoe, het jy die name daar? Ek gaan dit nie alles lees nie. Ons is so dankbaar vir baie mense wat beter geestelike of fisiese gesondheid beleef, en veral dankbaar saam met Arrie en Alta ook, en hulle dogter en Roanetjie, dat dit met haar onder omstandighede dan baie goed gaan. Dan die verjaarsdag, baie geluk aan almal wat vandag verjaar. EW Potgieter, maandag Herman Burman, dinsdag Tiaan Besuidenhout, Jaco de Ridder en Bart Simon, woensdag Johan Tirion, en donderdag Egbert Olivier en Marie Pieters, en dan Vrydag Corrie Fourie, Charlotte Mariette Olivier, Jakes van den Heever, en Saterdag Danayde Tooi, Mieke Roberts en Alice Smit. Baie geluk aan julle almal. Hoop as 'n wonderlike geseënde lewensjaar. Ek wil 2 goed en laaste sê, en dit is dat indien ons verjaarsdag of name op die skerm het, ons probeer die gemeente se register 'n bietjie uitsorteer, maar ons mis soms mense of weet nie van mense wat getrek het nie. Dit het al selfs gebeur dat mense al oorlede is wat ons die stelsel nog nie opgedateer het nie. Help vir ons asseblief. So as een van die name weg is en julle weet hulle is nie meer hier nie, kom help vir ons dadelik vir die kerkraad. En dan wou ek maar net iets gesê het. Ek is bly almal sit vanoggend hier onder. Ek wens dit kan elke Sondag gebeur, maar ek sal dit nou nie aan julle doen wat altyd daar bo sit nie. Dis maar net daai gallerye is nog vol orrelpype. So hierdie kant van die orrel se binnegoed is heeltemal uit, en hy gaan die 1 Maart gaan ons hom inwy. So Dietrich Johannes wat besig is met die orrel het vir my 'n datum gegee, 1 Maart, dan sal hy gaan self daai Sondag speel en gaan ons moontlik 'n lofprysingsdiens dan sommer weer, dan ons kerkorrel weer tip-top en op standaard. Hoop jy is ook opgewonde wat dit betref. Goed, nou het ek genoeg inligting gegee, 'n hele 10 minute lank, maar dit was nodig. Kom ons word dan stil en dan volg u net saam met my op die skerm.
Vader, ons bid dat U deur U Gees uit die rykdom van U heerlikheid aan ons die krag sal gee, sodat ons innerlik sterk sal word. Ons bid dat Christus deur die geloof in ons harte sal woon en dat ons in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag ons in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag ons U liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. Mag ons heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan U wat deur U krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan U kom die eer toe tot in alle ewigheid. Amen. Broer en suster, genade vir jou en vrede, dit kom van God ons Vader en van die Here Jesus Christus, alles moontlik gemaak deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons sing dan 'n loflied vanmôre tot eer van die Here. Of voordat ons daarby uitkom, ek dink ons gaan eers die kindermoment doen. Nou wil ek vra gou al die kinders, wil julle nie eers hier na my toe kom vanoggend nie. Ek het julle nou lanklaas hier ontmoet, dan sal ons net nou 'n loflied sing. Al die kinders, ek kry julle gou hier onder. Goed, lyk my julle gaan baie wees vanoggend, staan maar so wyd. Net nie reg voor die kamera staan nie asseblief, want net hier so spasietjie dan vir ons hou. Skuif maar 'n bietjie daai kant toe. Kom staan julle vir my klompie, kom staan maar nog 'n bietjie vorentoe. Kom staan 'n paar van julle gou vir ons sommer daai kant, dis leeg daai kant. Staan gou nog 'n bietjie, staan julle bietjie daai kant toe. Kom staan nog 'n bietjie vorentoe. Nog so 'n bietjie vorentoe. En 'n paar is. Goed, is julle reg? Wat se ding is die? Wil ek gou vir julle vra, ken julle dit? Wat is dit? Gebruik julle hom? Ag, is nie man, die papiere lê langs die asblik by die huis, is mos so, né? En dan beklei ma met jou en sê, hoekom het jy jou papiere nie binne die asblik gegooi nie? Is dit reg? Gooi julle blikke en bottels se papiere in die asblik. So nou sommer ook sê, ons moet ons omgewing skoon hou, want as ons nie ons vullis in die asblik gooi nie, jy het al gesien hoe lyk die wêreld, né? Hier partykeer lyk die dorpe se ashope, lyk verskriklik. En hoe ryk dit? Wie van julle het al 'n asblik wat lank in die son gestaan het oopgemaak? Nog nie? Gaan doen dit bietjie toe. Ek hoop jou neus gaan sterk genoeg wees vir daai een. So dit stink verskriklik, né? So vullis moet weggegooi word en dit moet in die asblik gegooi word. So kom ek ons herinner mekaar sommer vandag daaraan. Maar dit het ook vir ons 'n geestelike boodskap. Daar's 'n versie in die Bybel. Sit hom af ons op die skerm, daar's hy klaar. Laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. Die woordjie verstrik beteken hy knoop jou vas. Sonde bind ons vas. En die Bybel sê, net soos wat ons vullis in die asblik moet gooi, moet ons sonde ook in die asblik gooi. Maar nou nie regtig 'n letterlike asblik, nie. Nou wat moet ons met ons sonde doen? Sê gou vir my, wat dink julle moet ons met ons sonde doen? Wat moet ons daarmee doen? Bid en sê jammer vir ons sondes. Baie mooi. Moet jy hoor wat sê? Ons moet bid en dan moet ons vir Jesus sê jammer vir al ons sondes, né? So ons moet ons dinge wat ons lewe partykeer lelik maak, ons moet daai sonde vat en ons moet dit in 'n asblik gooi. Nou ek het gou hier 'n klompie goed. Ek gaan vir die groter kinders wat kan lees, maak hom so lank oop. Dan sê jy vir my wat is daai? Die kinders wat kan lees al, wat vir my kan help, wie soek nog ene? En dan moet julle vir my kyk wat daarop staan. Daar's nog ene. En julle moet vir my sê wat nou op daai papier staan. Kom ons begin by jou. Wat staan op daai papier? Maak hom oop. Wat staan daarop? Mag jy steel nie, nou vrommel hom op en dan gooi hom vir my in die asblik. Jy mag nie steel nie. Raido, baie dankie. Jy werk sommer lekker saam. Jok, en nie eerlik wees nie, ons mag dit nie doen nie, So dan moet ons vir Jesus sê, jammer as ons dit doen. Asblik.
Jy moet hom eers opvrommel. Maak hom, vrommel hom op, asblik. Raido, wat het jy daar? Ongehoorsaamheid, nee. Ons moet sê, jammer as ons ongehoorsaam is, asblik. Rusie te maak met maatjies. Om wat te doen? Rusie te maak met maatjies. Hoe skies, stamp ek jou kop met die asblik. Gooi op, ons mag nie rusie maak met ons maatjies. Amper maak ons rusie. Hier voor mekaar se koppe gestamp. Wat staan daar? As ons nie vir God lief het nie, nee, dis baie sonde. Asblik gooi, nee. Right, asblik gooi. Nog, wat moet ons doen? As ons nie ander mense lief het nie, as ek nie my maatjies lief het nie, nee. Bybel sê ons moet ons maatjies lief hê, nee. As ek dit nie doen nie, is dit verkeerd. Nou, asblik toe met dit. Ons mag dit nie doen nie, nee. Wat het jy daar? Jy mag nie ander gode aanbid nie. Ons moet net vir Jesus lief hê, nee. Asblik. Right. En wat maak ons as ons sonde voor Jesus bely? Dan sê hy, sal hy dit vergewe, nee. En as Jesus ons sondes vergewe het, wat gebeur met ons sondes dan? Is weg. Is dit nie wonderlik om hierdie Jesus te dien, wat ons sonde vergewe, ons mag maar vir hom sê, ons is jammer nie. Nee, right, nou gaan ons 'n liedjie saam sing. Ek het nou nie die liedjie vir julle gestuur nie, hy's op die video, en maar ons het hom laas jaar iewers gesing. Mampa, ouers, oumas, oupas, sing lekker saam vanoggend asseblief. Laat waai maar vir ons, Martin, baie dankie. As jy hom nog 'n slag klik, dan speel hy. Wil hy nou nie speel nie? Hy laat ons weer in die steek vanoggend. Met die tweede klik speel hy dan. Goed, dan is dit nou maar so, as hy dan nou vanmôre nie wil speel nie, dan ons het hom laas jaar gesing iewers. Ken julle die liedjie? Sing hom saam met my. Wie is so blink soos die môrester? Wie blaas die reënwolke aan van ver? Wie hoor die stem van 'n lam wat bler? Sy naam is Koning Jesus. Jesus, Seun van God. Jesus, Vredevors. Jesus in my hart. Ek is nou vals. Sy naam is Koning Jesus. Right, hy het ons nou 'n bietjie in die steek gelaat, maar goed, ons gaan onthou, Jesus is ons koning, hy het ons sonde vergewe en elkeen van ons kan vandag bly wees dat ons sy kinders is. Goed, elkeen kan vir hom 'n sy stukkie vat, ek gaan slank begin uitdeel ook. Ek gaan sommer so 'n hand gee, dan gee jy vir elkeen een. Hou sommer al twee jou hande, dan help jy vir my uitdeel, hoor. Help vir my net uitdeel, anders gaan ons baie lank vat om vir almal 'n sy stukkie te gee. Vat vir jou enetjie. Net enetjie. Help julle gou hier vir my uitdeel. Vat elkeen net enetjie. Alright, julle kan gou vir julle kry, het julle al uitgedeel. Ek gaan sommer hierdie kant help jy gou vir my, dan gee jy vir elkeen daar by jou ene. Okay, gee eers daai, wie het nog nie gekry nie? Kry gou vir julle en dan kan julle gaan sit. Nog, wie het nog nie gekry nie? Kort dan nog? Kort dan nog? Nog enetjie? Wie het nog nie ene nie? Die van julle wat gekry het, kan so lank gaan sit. Baie dankie julle. Hoop julle het sommer 'n lekker en 'n mooi dag almal. Wie het nog nie gekry nie? Sy het julle gekry? Goed, baie dankie. Broer en suster, ons almal ervaar elke dag dat ons die Here partykeer dan ongehoorsaam is en dat ons vanoggend saam met die kinders kon gehoor het dat elkeen wat sy sonde in die asblik gooi, dat sy sonde skoon gewas is en ons vanoggend in Jesus se vergifnis en genade kan deel. En dit moet ons op 'n punt bring waar ons die Here moet loof.
Met ons lied, met ons hart, met ons lewe, met ons alles. Kom ons loof die Here en ons sing lied 200, daarvan die eerste en ook die derde vers, U goedheid Heer, kan ons nie pyl nie. U goedheid Heer, kan ons nie pyl nie. U word aan die diep getref. Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef. O, U alleen ons dank en ere. U wat ons in U liefde lei. U sal ons nooit vergeet nie, Here. U wil ons in U waarheid lei. U is die Heer wat ons gemaak het. Voor U kom ons die skepsel staan. U is die Heer wat steeds gemaak het. Ons en al bestaan. U sterk ons gemoed die vrede. U sterk ons steeds met nieuwe kracht. U gee lig voor ons rede. Dus weet van wie ons heil verwacht. So ek o Heer U nie vereer nie, so ek U goedheid nie verstaan. So U my raad gee, ek nie leer nie, liewer wat U by my sien gaan. Nederig my wil en strewe, U moet by my geduldig by. Vol met die liefde ook my lewe, om my in alles U te wy. Die volgende lied wat ons sing is 'n aanbiddingslied, waar elkeen van ons stil word en bewus word van die Here se heilige teenwoordigheid hier by ons. So kom ons skakel heeltemal af na ons loflied, aanbid ons die Vader, die Seun en die Heilige Gees met ons volgende lied. Hemelvader, ons aanbid U. O Vader, ons aanbid U. Koning Jesus, ons bring lof aan U. Heilige Trooster, ons vereer U. Vir ewig sal ons U naam verhoog. Halleluja, ons buig neer voor U as ons sing. Halleluja, halleluja, aan die Koning van die eeuwe. Amen. Hemelvader, ons aanbid U. Koning Jesus, ons bring lof aan U.
Hosea verhoog. Halleluja, halleluja, ons wijdt neer voor u, as ons sing. Halleluja, halleluja, aan die koning van die eeuwe. Amen. Here en Hemelse Vader, dankie dat ons kan bely dat U ons koning is, dat U oor elkeen van ons se lewe wil regeer en ons op koers wil plaas, die rigting wil instuur wat U wil hê ons moet ingaan. Baie dankie Vader dat ons kan staatmaak op U almag, op U majesteit, en kan weet Vader, U bedoeling met ons lewe is nie dat dit met ons sleg moet gaan nie, is nie dat elkeen van ons, Here, verlore moet raak nie, daarom het U alles gedoen, soos wat U met die volk Israel gedoen het, om hulle op 'n punt te bring, waar hulle gelukkig kan wees, waar hulle in 'n verhouding met U kan leef en kan bly. En hier staan ons, Here, aan die begin van 'n nuwe jaar, met nuwe uitdagings, en dis ons gebed vanoggend, Vader, kom help vir ons deur U woord. Kom gee vir ons vanoggend moed en krag. Kom lei vir ons en gee ons die sekerheid dat die reis waarop ons is, nie 'n reis is wat ons alleen in moet worstel nie, maar 'n reis waar U saam met ons is, en waar die einddoel en die eindpunt daarvan baie, baie duidelik aan ons voorgehou word. Kom dan nou, Vader, maak dit weer eens stil in ons harte, gee vir ons 'n oop verstand om ook U woord te interpreteer, dit vanoggend te luister daarna en dit op ons lewens van toepassing te maak. Baie dankie, Vader, dat ons nou ook met 'n lied kan vra, spreek tot ons en lei ons deur die Heilige Gees. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sing lied 253, daarvan die eerste en die tweede vers. Die brood gebring in sy die meer, bring nou die lewensbrood vir my, o Heer. Ons het die waarheid weer aan my ontvang, tot ek ook in U woord my Heer aanstaan. U is die lewensbrood, Heiland vir my. U is die waarheid, deur U maak my vry. U weerstraal uit die skrif, so helder voort. En soek ek hier myself oorlewend word. Ek gaan vanmôre met u saam lees uit Joshua 3. Die van u wat die Bybel wil oopmaak, ek het nou nie die stukkie op die skerm vanoggend nie, want dit is 'n redelike lang stukkie, dit is die hele hoofstuk 3. Joshua hoofstuk 3. Maar terwyl u blaai, is dit belangrik dat 'n mens eers kyk na wat gebeur in Joshua 1 en wat gebeur dan in Joshua 2. In Joshua 1 kry Joshua die opdrag dat hy die volk die beloofde land moet inneem, hy moet die Jordaanrivier oorsteek.
Want Moses is dood, Moses wat aanvanklik hierdie roeping gehad het. Dan kom die Here en hy kom bemoedig vir Joshua. Hy sê vir hom, Joshua, ek gee elke plek in jou lewe, elke plek waar jou voet gaan trap, dit sal ek vir jou gee. Dit sal met jou goed gaan, jy sal by jou eindbestemming aankom. En dan sê hy vir hom, ek sal die wet met jou saamgee, met ander woorde die wetboek, die 10 gebooie wat binne die ark was, sal met jou saamgaan. Ek gee jou die belofte, geen volk sal staande wees teen jou nie. Jy sal alles oorwin, jy sal sukses behaal, jy sal uitkom waar ek jou beloof het. En dan daai pragtige woorde wat soos 'n refrein klink in Joshua 1, wees sterk en wees vasberade in die uitvoering van jou taak. Dan sal jy voorspoedig wees in alles wat jy aanpak. Gaan lees dit maar by die huis self. Dis ongelooflike teksgedeeltes daardie. En dan sê hy, ek sal by julle wees, net soos wat ek by Moses was. Dan bly ons na hoofstuk 2 toe. Hoofstuk 2 kom Joshua en die volk by Sitem aan, en nou is hulle 'n bietjie onseker, jy ken die verhaal waar hy die verkenners uitgestuur het, om te gaan kyk hoe lyk die beloofde land, en hoe die Rahab, die prostituut, dan hulle by haar in huis, aan huis gebring het, omdat hulle wou doodmaak, hulle wou hierdie verkenners vervolg. Die koning van Jericho was woedend gewees oor hierdie verkenners, wat hier in sy grondgebied ingekom het, en sy steek hulle weg, sodat hulle veilig by haar kan bly, en toe dit veilig is, het sy hulle laat gaan. Julle ken daai 2 hoofstukke, hoofstuk 1 en hoofstuk 2. En dan kom ons by hoofstuk 3, dan ons teksgedeelte vanoggend, ek lees dit met jou saam. Joshua het vroeg die môre van Sitem af vertrek, en by die Jordaan aangekom, hy en al die Israeliete. Hulle het daar oorgebly voor hulle deur die rivier sou trek. Na 3 dae het die beamptes die kamp deurgegaan, en die volk beveel, wanneer julle sien die Levitiese priesters dra die verbondsark van die Here julle God, moet julle van julle staanplekke af vertrek en die ark volg, sodat julle kan weet watter pad om te gaan, want julle het nie van tevore met die pad langs gegaan nie. Maar daar moet 'n behoorlike afstand wees tussen julle en die ark, omtrent 900 meter. Moenie te naby kom nie. Joshua het vir die volk gesê, reinig julle, want môre gaan die Here wonders doen tussen julle. Vir die priesters het Joshua gesê, tel die verbondsark op en stap voor die volk uit. Hulle het die verbondsark opgetel en voor die volk uitgeloop. Toe sê die Here vir Joshua, ek begin vandag om vir jou hoë aansien in die oë van die hele Israel te gee, sodat hulle kan weet dat ek by jou is, soos ek by Moses was. Sê nou vir die priesters wat die verbondsark dra, hulle moet by die Jordaan gaan staan wanneer hulle by die waterkant kom. Joshua het vir die Israeliete gesê, kom nader, luister na die woorde van die Here julle God. Daarna sê hy, hieraan sal julle weet dat die lewende God tussen julle is, en dat hy die Kanaaniete, Hetiete, Jewiete, Feresiete, Girgasiete, Ammoniete en Jebusiete sekerlik sal verdryf om vir julle plek te maak. Kyk, die verbondsark van die Here van die hele aarde sal voor julle uit die Jordaan ingaan. Wys nou 12 man aan uit die stamme van Israel, 1 uit elke stam. Wanneer die voetsole van die priesters aan die Jordaanse water raak, die priesters wat die ark van die Here dra, die Here van die hele aarde, sal die water van die Jordaan wat afkom, afgesny word en op een hoop gaan staan. Die volk het toe van hulle tente af vertrek om deur die Jordaan te trek. Die priesters wat die verbondsark gedra het, was voor hulle. Die draers van die ark het by die Jordaan aangekom. Gedurende die hele oestyd is die Jordaan gewoonlik vol oor sy oewers. Toe die voete van die priesters wat die ark dra in die vlakwater kom, het die water wat afkom gaan staan. Dit het op een hoop gaan staan, ver boontoe by Adam, die stad langs Saretan. Die volk het reg oor Jericho deurgetrek. Die priesters wat die verbondsark van die Here dra, het daar binne in die Jordaan op droë bedding gaan staan, terwyl die hele Israel oor die droë bedding deurgaan, tot die hele nasie uiteindelik deur die Jordaan is. Ons lees net tot daar. Broer en suster, ek bedien vanmôre die woord aan jou aan die hand van hierdie hele geleese gedeelte.
Na aanleiding van dit wat in hoofstuk 1 en in hoofstuk 2 gebeur het, die roeping van God vir Moses en daarna dan vir Joshua, breek hierdie groot dag eintlik vir die volk Israel aan. Hier staan die volk van die Here, staan op die drempel van 'n nuwe lewe, amper soos ek en jy nou hier staan op die drempel van 'n nuwe jaar en dalk 'n nuwe toekoms. Die volk het die belofte gehad van die beloofde land, die land wat sal oorloop van melk en honing, en hier staan hulle nou. Ons gaan deur die Jordaanrivier trek, ons is opgewonde oor dit wat nou met ons gaan gebeur. Maar dan is daar 'n probleem. Hulle moet deur die Jordaanrivier trek, en as jy hulle opgetel het, saam met my gelees het, was dit in die oestyd, die Jordaanrivier was in vloed. Nou ja, jy moet nou nie aan die Jordaanrivier dink as byvoorbeeld nou aan die Sabie-rivier, of aan die Valrivier, of die Oranje-rivier nie. Dis nie daai tipe riviere nie, dis maar rivier, as hy dan in vloed was, van 'n halwe meter tot 2 meter diep, en hiervanaf, kom ons sê 20 meter breed. Hy's nie so vreeslik baie breed nie. En toe hulle die rivier nader kom, is daar die blokkasie daar, en nou moet ons almal daardeur, ou mense, kinders, diere, ons waans, alles moet nou deur hierdie rivier gaan. So broer Sitter, vertel hierdie konteks van Joshua, nie iets van my en jou eie konteks waarin ek en jy vandag lewe nie. Ons sukkel maar baie daar met ons emosies, ons sukkel met ons gedagtes, en alles in hierdie lewe is vir my en vir jou soms oorweldigend. Miskien het jou jaar oorweldigend begin. Miskien is daar omstandighede in jou huisgesin wat vanmôre vir jou bietjie oorweldigend is, of in die land, of in jou boerdery, of waar dit ook al mag wees. En ons ervaar, net soos die volk Israel, soms dinge wat soos 'n stroom tussen ons en dit wat God met ons wil bereik, en dit wat ons in ons lewe wil bereik, tussen ons kom staan. Miskien sal jy vanmôre voel, weet jy maar, ek stol ook in my lewe, ek stol in my geestelike lewe, soos wat die volk eintlik in 'n doodloopstraat gekom het, 'n vasgelooptheid beleef het, daar waar hulle voor die Jordaanrivier staan. Dat baie mense het al vir my gesê, Maarten, weet jy, ek leef hier, en dan is daar omstandighede wat my laat ervaar, dat God daar is. Ons kom nie by mekaar uit nie. Ons ontmoet mekaar nie tussen die lyne nie. En elkeen van ons kan vanmôre daarvan kom getuig. En nie ervaar ons dit op persoonlike vlak nie. Ek dink die kerk van die Here Jesus Christus ervaar dit ook. Ons gemeente ervaar dit, die kerk in sy geheel, die Christelike kerk. Ons sukkel maar baie daar om te groei, broer en suster. Binne in ons besige lewe is dit asof die Here partykeer by ons verbygaan. Of moet ons dalk eerder sê, dis ons wat by hom verbygaan. Terwyl hy baie kere vir my en vir jou sit en wag. Maar wat moet ons vandag weet, dat enige omstandigheid, enige klein straatjie, enige steegie, benoude steegie waarin ek my bevind, wanneer God binne in ons lewens teenwoordig is en werk, kan dit in 'n snelweg verander. God is met ons op pad, broer en suster. Maar wat gaan bepaal hoe ons toekoms lyk? Wat gaan bepaal hoe hierdie gemeente en my en jou geestelike lewe belyk? Gaan ons gedryf word deur dit wat ons sien? Met ander woorde, ons onmiddellike omgewing, ons onmiddellike omstandighede? Of gaan ons gedryf word deur ons geloof in die Here Jesus Christus? Dis 'n verskriklike belangrike ding wat ek graag vanmôre wil hê elkeen van ons moet aandink. Glo jy nog regtig dat die Here met jou op pad is, broers en susters? Nou wanneer Jesus is in die Nuwe Testament ook skryf, dan skryf hy daar in Lukas skryf het, hy sê, wat vir die mens onmoontlik is vir God op die ou end moontlik. Hier staan die volk voor 'n Jordaanrivier en hulle is in 'n situasie waar hulle hierdie vasgelooptheid belewe. Hulle weet nie hoe hulle gaan deurkom nie, terwyl God eintlik met hulle besig is. En ek en jy ervaar ook in ons lewe hierdie ding. Dis amper soos 'n voertuig wat iewers vasgeval is en ons weet nie om daar uit te kom nie, of daar's 'n tegniese probleem of iets daarmee, of soos 'n vliegtuig wat op die aanloopbaan staan en daar's 'n tegniese probleem. Ek weet nie hoe ek gaan opstyg nie. En dan kom Joshua en hy kom leer hierdie volk deurslaggewende goed, sodat hulle met hulle lewe kan voortgaan.
sodat hulle omstandighede nie moet kom, en so oorheersend oor hulle lewe is, dat hulle eintlik in 'n koeldesak situasie beland en 'n vasgelooptheid beleef nie. Broer en suster, ek en jy staan op die drempel van 2026. Maar ook, na aanleiding van die gesinsbediening wat ek met die inligting wat ek vir u gegee het, staan ons op die drempel van hopelik, en ek bid hard daarvoor dat die Here vir my en vir jou 'n nuwe geestelike pad gaan aanwys. Nou staan ons hier op die drempel, maar miskien is ek en jy vasgevang vanoggend tussen die hier en die nou en die toekoms. Ons weet nie hoe vorentoe nie. Dit voel asof dit 'n onmoontlikheid is om vorentoe te gaan. Ons het baie keer nie antwoorde nie. Maar een ding wat ek vanmôre vir u kan sê, is dat God in sy hart presies weet dat ek en jy 'n vasgelooptheid beleef het. Dat ons nie altyd weet watter kant toe nie. En dan gebeur dit dat die Here vir Joshua 'n klomp instruksies kom gee. Daar in vers 2 tot 4, u dit saam met my gelees, 'n klomp instruksies. Dan sê hy vir hierdie volk, as julle die ark sien, dan moet julle dit volg. Nou die ark, broer en suster, en veral vir die kinders ook, dis belangrik om die beginsel te verstaan. Die ark was simbolies van God se teenwoordigheid. Wat was binne in die ark? Die 10 gebooie, die kliptafels, waarop die Here sy wil en sy woord geskryf het. Dit was binne die ark, en die ark was dan simbolies van God se teenwoordigheid. So die volk het verskriklik waarde geheg aan die ark. Dit was die wil van die Here. En hier sê die Here vir Joshua, wanneer die priesters die ark vat, dan moet julle dit volg. Met ander woorde, julle gaan in 'n nuwe lewe ingaan, in 'n nuwe omstandigheid ingaan, maar julle kan dit nie doen as julle nie vir God gaan volg nie. As julle nie God se instruksies gaan aandag aan gee nie. Want die ark was ook simbolies daarvoor dat God sal voorsien, God sal sorg, en hy sal sorg dat die belofte wat hy vir julle gemaak het, dat dit sal seëvier. Daarom was die ark ekwivalent aan Immanuel, wat ons 'n maand terug baie mooi gehoor het, God met ons. So moenie hier in die nuwe jaar sommer nou Kersfees kom afstof en sê dis nou iets wat verby is nie, want ek en jy daar gehoor dat Immanuel God met ons is. Met ander woorde, wanneer die volk opgeroep word om die ark te volg, om God te volg, in my en jou taal om Christus te volg, dan is dit 'n teken daarvan dat God gaan saam met ons. Jy gaan hierdie jaar alleen gaan nie, broer en suster. Wat ook al jou vasgelooptheid betref, is hierdie belofte dat die Here vanmôre saam met jou sal gaan, dat hy die eerste een is wat die stap gaan gee in jou geestelike lewe, dat hy die een is wat die rigting gaan bepaal, dat hy die een is wat vir ons gaan voorsien, wat vir my en vir jou gaan sorg, en ek en jy kan maar verseker weet dat hy teenwoordig gaan wees binne in ons lewens. Kom ons spring sommer na Pinkster toe. Ons weet die Heilige Gees is teenwoordig sodat God by ons kan wees. En dan staan almal daar. Die hele volk sien wat gebeur. Die priesters dra die ark op hulle skouers, julle weet met die drabalke, stap in die rigting van die Jordaan rivier, en dit beteken dat God gaan saam met julle. God gaan saam met julle deur die rivier gaan. By wyse van Spreuke vanmôre, ek het dit reeds gesê, maar ek wil dit so beklemtoon, dat ek weet nie wat vanmôre in jou hart leef nie, maar dat die Here hierdie belofte gee, ek gaan in jou stroom van lewe, of dit 'n stroomversnelling is, en of dit 'n waterval is, wat eenvoudig oor die afgrond tuimel, dan sê God, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, ek gaan saam met jou. Nie deur middel van 'n ark nie deur middel van 'n simboliese ding nie, maar deur middel daarvan dat ek deur my gees fisies in jou lewe teenwoordig is. Liewe gemeente, daar's geen ander inspirasie en bemoediging vir my en vir jou om hierdie jaar en ook die res van ons lewe op hierdie wyse tegemoet te gaan as die feit dat God Immanuel by ons is nie. Die ark het natuurlik die wet ingehaal, maar wat het Jesus vir ons kom sê? Ek het die wet kom vervul. Ek is teenwoordig in jou lewe. Ek is op 'n ander manier teenwoordig in jou lewe. Ek sal vir jou sorg. Ek sal jou lei. Jesus as persoon is by my en jou betrokke elke dag.
Oomblik vir oomblik, broer en suster, gee die Here die belofte van sy teenwoordigheid. En dit beteken nou nie vanmôre, en ek gaan nie vanmôre vir jou voorspoedsboodskap bring, dat ek nou vir u wil kom bevestig dat alles nou met u sal goed gaan in 2026 nie. Dat dit met jou lewe sal goed gaan nie, dat daar geen trauma of geen tekorte of teleurstellings in jou lewe gaan kom nie. Dis moontlik dat ons dit gaan beleef. Dis moontlik dat daar stroomversnellings gaan wees. Daar's 'n moontlikheid dat ons nie gaan weet herwaarts of derwaarts nie. Maar dat ons vanmôre die behoefte in die hart kan hê en kan smag daarna, dat God vir ons sê, ek bring vir jou vernuwing, ek bring vir jou verandering, ek bring vir jou verbetering. Moenie vanmôre net maar aan jouself aan die noodlot van hierdie wêreld kom oorgee nie. Baie mense is moedeloos en voel, kom ons los maar, ons kan niks daaraan doen nie. Kom ons laat maar Gods water oor Gods akker loop, terwyl die Here wil hê ons moet anders wees. Dat ons lewens vrugtevol moet wees. Al weet ons nie hoe lyk môre nie. Al weet ons nie hoe lyk die toekoms nie. Al weet ons nie wat lê onder die water in daai stroomwater wat in die Jordaanrivier by wyse van Spreuke gaan afkom nie. Maar wat ons moet raak sien is dat God 'n doel en 'n plan met my en jou lewe het. En dit moet ons raak sien in die gemeente en die kerk van Jesus Christus. Elke gemeente moet dit raak sien. Maar Petrus is dalk iemand wat ons help vanmôre, wanneer die stroomversnelling kom of wanneer die branders te hoog begin raak, dat ons daarom Immanuel, wat God met ons, nie ons oog van Jesus moet afhaal nie, maar dat ons op hom sal bly fokus, want hy is die begin en die volëinder van alle dinge. Broers, ek en jy moet vanmôre leer, hoe gaan ons hierdie Jordaanrivier by wyse van Spreuke oorsteek? Hoe gaan ons hierdie nuwe jaar ingaan? Dan moet ons kyk na vers 5. Wat sê die Here daar vir die volk? Hy sê, heilig julle, reinig julle, want môre gaan ek wonders doen. So ons kan nie vanmôre hier net inspring en invlieg en net hot en haar begin dinge doen binne die gemeente nie. Nee, daar's 'n paar dinge wat in ons lewens moet gebeur. Daar's 'n paar praktiese goed wat eers moet gebeur voordat ons hierdie reis kan aandurf. Daar moet voorbereiding plaasvind, daar moet dalk 'n bietjie toewyding in ons harte kom, daar moet dalk 'n bietjie afsondering kom, ons moet ons dalk eers 'n bietjie eenkant gaan plaas. Want as Israel hierdie onbegaanbare roete, hierdie onbegaanbare water moet oorsteek, dan moet hulle heilig voor God wees. Hulle sonde moet in die asblik wees. Hulle onreinheid moet in die asblik wees, sodat hulle met hulle reis kan voortgaan. Nou wat beteken dit vir my en vir jou vandag? Persoonlike skuldbelydenis. Is dalk wat ons voor die Here moet bring vandag. Sê Here, my 2025 was nie goed nie. My 2025 was dalk 'n bietjie van versuim, 'n bietjie van nalatigheid. Ons gemeente het dalk iewers 'n vasgelooptheid belewe. Dalk moet ons maar net na ons eie sonde en ons eie hart kom kyk. Jy weet wat dit is. Ek wil nie vanoggend praat oor klein en groot sonde nie, maar daai blokkasie. Daai ding wat jy vanmôre nie kan sien nie, wat keer. Wat soos 'n Jordaanrivier tussen jou en God staan, sodat jy nie jou geestelike lewe kan laat vooruitgaan nie, maar bly sit daar waar jy is. Jesaja 59 inteendeel sê hierdie woorde: die arm van die Here is nie te kort om te help en sy oor is nie te doof om te hoor nie. Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister nie. Ek ervaar in die moderne kerk dat mense vir ons dominee sê, moet asseblief nie oor sonde preek nie, want dan maak jy my negatief. Dalk is dit waar. Maar in Josua se geval, moes die sonde eers in die asblik kom, voordat die volk deur die woestyn kan trek. Want as dit nie gebeur nie, is daar gevolge. Gaan dink maar aan Akan, Josua 7, gaan lees dit net bietjie verder, wat Akan, waar hulle die kan nie te oorrompel het en hy die buit vir homself gehou het, en julle weet die straf van die Here op Akan was.
En hierdie sonde van Akan het 'n invloed op die hele volk gehad. So ons moet nooit dink, broers, dat ons tekorte net 'n invloed op my eie lewe gaan hê nie. Ons tekorte beïnvloed mekaar. Ons sonde beïnvloed die kerk. Ons sonde beïnvloed ons vorentoe beweeg binne in hierdie gemeente. Dan kom die opdrag aan die volk Israel, voor julle deur hierdie water gaan, voor julle gaan deel hê aan die beloftes van die beloofde land wat oorloop van melk en honing, sal julle eers moet reinig voor God. En dan is hulle geestelik paraat, die waarskuwing sien hulle in die Ou Testament, broers, dit het geestelike reiniging dan altyd ingesluit dat jy jou klere moet was, dat jy moet reinig van seksuele wanpraktyke, dat jy bietjie 'n verandering in jou werkskedule sal bring, dit was op die tafel. Die kerkkalender lê op die tafel vanoggend. Die hele jaarprogram is vooruit vir jou gegee. En hierdie toets gaan wees of jou program hierdie jaar by die koninkryksprogram gaan aanpas of dit andersom gaan wees. Verskoon my eerlikheid, broer en suster, maar ek het dit op die hart vanmôre. Want dis wat in die kerk gebeur. Ons het ons program en ek sal kyk of die kerk se program my program gaan pas. Kom ons draai dit om in 2026. Want dis wat met Israel moes gebeur het. Hulle moes bietjie gekyk het na hulle werkskedules. Hulle moes doelbewus hulle daaglikse roetine aanpas om by die wil van God aan te sluit. Hulle moes in ritme kom met God se plan, met God se koninkryk, met God se wil, in daai geval met die wet van die Here. Die Here roep ons gemeente vanmôre om in ritme te kom met die wil van God, met die wil van sy woord, met die wil van waar hy met ons op pad is. En daarom beteken reiniging dat ons tipies ons daaglikse dinge, ons laste in die asblik sal kom gooi. En kan sê, Here, hier is my lewe. Moet ons blik nie op Jesus wees nie? Moet ons hom nie volg nie? Moet ons nie gehoorsaam wees aan sy woord nie? Weerhou van alle wanpraktyke wat deur die woord van die Here verbied word. Kom ons wees bietjie geestelik konstant paraat. En ons dien die Here. Maar godsdiens, kerk wees vir my en vir jou belangrik raak. En dan, wat gebeur? En hiermee met hierdie punt wil ek amper afsluit. Dan stap die volk met die ark. Nadat hulle al hulle sondes in die asblik gegooi het, nadat hulle gewas het, hulle gereinig het, hulle prioriteite reg gekry het, stap die priesters met die ark 900 meter voor die volk. En dan in vers 7 en 8 staande, toe sê die Here, ek begin vandag om vir jou hoë aansien in die oë van die hele Israel te gee, sodat hulle kan weet dat ek by jou is, soos ek by Moses was. Sê nou vir die priesters wat die verbondsvolk dra, hulle moet by die Jordaan gaan staan wanneer hulle by die waterkant kom, en wanneer die voetsole van die priesters aan die Jordaanse water raak, sal die Jordaanse water wat afkom, afgesny word en op een hoop gaan staan. Na die reiniging, na die gehoorsaamheid, breek die wonderwerk aan. Die priesters met die ark gaan staan in die water. Broer en suster, geloof beteken jy word gestuur in 'n rigting. Geloof in God en liefde vir Jesus bring jou in beweging. Hierdie volk moes nie net passief gaan staan en die water sal alleenlik stop nie, hulle moes gaan met hulle voete tot in die water, was die opdrag van die Here gewees. So daar kom oomblikke in ons lewens wat ons doeteenvoudig moet reageer. As die Here vir ons sê ons moet gehoorsaam wees, doeteenvoudig nie aarzel nie en sê, Here, ek volg, U sal sorg vir die res. As die volk dit nie gedoen het nie, sou hulle nooit hierdie wonderwerk van die water wat gaan opdam het, beleef het nie. So die essensie daarvan vandag, broer en suster, die pleit van God af, is dat ek en jy op God sal bly fokus. Ons kan nie die rivier kruis as ons Jesus nie ken nie. Ons kan nie die rivier kruis as ons nie vir God vertrou nie. God gee dan die opdrag, sit jou voete in die water,
Baie keer kan ons harte en ons oë op die regte plek wees, maar ons is nie aktief betrokke nie. Ons is nie aktief betrokke in die kerk van Jesus Christus nie. En dan wonder 'n mens baie keer hoekom die kerk sukkel. Want ons wil nie eens ons voete in die water sit om die water te toets nie. Nog iets wat ons moet raak sien, daar was by hulle een ding, en dit is dat daar geloof by hierdie volk aanwesig was. Nadat hulle gehoorsaam was, gestap het tot in die water, met hulle voete in die water, het hulle gaan stilstaan. Met afwagting. Wat gaan nou gebeur? En toe gaan staan die water. Toe dam die water op en die volk kon droogvoets aan die kant uitgaan. Hulle pak hulle tog aan in afhanklikheid van God. Hulle erken dat dit wat ons is en wat ons het nie ons eie toedoen is nie, maar dat dit God is wat vir ons gelei het uit Egipte, deur die woestyn, tot waar ons vandag hier by Sichem staan en hierdie Jordaanrivier moet oorsteek. En dit was nie al nie. Ander kan die Jordaan sien hulle die vyand, Feresiete, Girgasiete, Jebusiete, sien hulle aan die ander kant wat vir hulle wag, gewapen met swaard en met spies. En dan met die krag van die Here gaan kinders deur, gaan gesinne deur, gaan ou mense deur, gaan diere deur, gaan die waans deur. Almal se oë gefestig op die ark, op die teenwoordigheid van Christus, op die wet wat in die ark was, op die woord van die Here. Almal staan daar, stap deur die Jordaanrivier, gereinig van hulle sondes, op pad na die beloofde land, die nuwe Jerusalem. Broer en suster, sien jy nie ook uit na wat God vir jou in jou geestelike lewe en jou verhouding met God wil kom doen nie? Is jy opgewonde? Wat is die moontlikhede? Dink maar aan Handelinge. Die apostels, hulle het in gehoorsaamheid aan die Here, vervul met die Heilige Gees, maar net gegaan. Maar net gedoen. Maar net gereageer in gehoorsaamheid. Daarom wil die Here vir my en vir jou vanmôre kom bemagtig, kom bemoedig, kom help om te glo, sodat ons, al lyk dit vir ons na 'n vasgelooptheid wat die kerk het, dat God die een is wat die rigting vir ons gee, en die rigting kom bepaal het. Ek en jy het nie 'n keuse nie. Want as jou belydenis dit is, van dat ek vir Jesus lief het met my hele hart, my hele siel en al my krag, en my naaste soos myself, het ek en jy geen ander rigting as om God te volg, maar deur ons Jordaanrivier tot in die beloofde land. Amen. Geef jou kans vir 'n paar oomblikke van stilte. Ons Vader in die hemel, ons kyk so maklik vas teen die omstandighede van ons lewens en ons eie programme, en Here, help ons om vandag te prioritiseer, wat is belangrik. Dankie Vader dat ons uit U woord uit vanoggend kon hoor, al is dit 'n bietjie hard op die oor. Maar tog het ons vanoggend bemoediging, Here. En tog moet ons bietjie introspeksie doen ook. Kom Here, kom lei ons, kom help ons, kom bemoedig ons. Dat ons, Here, as moedergemeente hier in die middel van die dorp 'n baken kan wees vir Ermelo. Ons lidmate, Here, waar ons beweeg en werk, deur niks en niemand gestuit kan word wanneer dit kom by ons getuienistaak nie. Maar dat ons met die woord van die Here en met Jesus aan ons sy, dan in staat is om enige magstorm te loop. Dankie Vader dat ons dit kan vra vanmôre, en dis my gebed, in besonder dan vir ons gemeente, ook al die Christelike kerke in Ermelo,
wêreldwyd in ons land. Mag ons as kerk, Here, ten spyte van die aanvegtinge in die kerk, steeds weet, U roep ons om getrou te bly. Dankie Vader dat ons dit vanoggend kan hoor en kan weet. Gee ons die krag daartoe. Bid vanmôre vir elke kind, elke gesin, Here, met hulle uitdagings in hierdie wêreld. Elke bejaarde mens, elke persoon, Here, wat ook al vanmôre sy vasgelooptheid kan wees. U maak die deur oop vir ons, om met ons worsteling, Here, saam met U op weg te wees. As ons dit vra en ons bid dit vandag, Here, doen ons dit in die naam van Jesus, met dankbaarheid. Amen. Broers en susters, verlede jaar is daar al 2 persone verkies tot kerkeraadslede en ons gaan nou oor om hulle dan as gemeenteleiers te bevestig. Ek wil dan vra dat Martin Fulter en Johan van den Berg dan vir my hier voor die kansel sal kom staan asseblief. Nou moet ek my bril opsit as ek lees. Ek hou aan julle die formulier voor vir die indienstelling van gemeenteleiers. God het van die begin af mense op verskillende maniere by sy werk betrek en in diens gestel om sy koninkryk uit te bou. Wat 'n ongelooflike sinnetjie. Dat ons dink baie keer die Here kom en hy kom bou sy kerk sommer net op 'n manier wat onsigbaar is. Maar hy gebruik mense. Hy gebruik vir my en vir jou en hy gebruik elke lidmaat van die kerk om sy koninkryk uit te bou. Net so het Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Sy woorde aan die disippels bevestig dit. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Diegene wat hy roep, word deur die Heilige Gees met gawes toegerus, sodat hulle dienswerk kan doen en die gemeente kan opbou, sodat elke gelowige sy taak en sy funksie kan vervul. Die dienswerk in God se koninkryk bereik 'n hoogtepunt in die persoon van die werk van Jesus Christus, van wie ons bely dat hy ons hoogste profeet en leraar, ons enigste hoëpriester en ons ewige koning is. Dit sê ons belydenisskrif uit die Heidelbergse Katekismus, vraag en antwoord 12. Die Here het ook elke gelowige as profeet. Profeet beteken 'n verkondiger, as 'n priester, priester beteken 'n diensknegt en as koning, koning beteken heerskappy. Ons heerskappy is afgeleide heerskappy van Christus af, wat ons koning is. Dat hy ons gesalf het met die doel om in die alledaagse lewe en ook binne die gemeente tot eer van God en tot diens in sy koninkryk te leef. Om hierdie rede was daar nog altyd vir alle gelowiges geleentheid om met hulle gawes betrokke te wees in die gemeente. Deur julle verkiesing as leiers gee God aan julle die geleentheid om jou liefde vir hom konkreet uit te leef. In die proses sal jy self verder geestelik groei en ervaar dat God jou talente versterk. Ons as gemeente, en broer en suster, jy moet nou hierna luister, dis 'n belofte wat julle ook maak. Ons as gemeente beloof om aan julle twee ons respek en samewerking te gee en onderneem om julle in gebed aan die Here op te dra en sien met verwagting uit hoe God sy beloftes dan ook in julle lewe dan sigbaar sal laat word. Ek gaan nou vra dat julle opreg vir ons op die volgende vraag antwoord. Ek gaan eers almal vir julle lees en dan gaan ek vir elkeen individueel vra om te antwoord. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Ten tweede, aanvaar jy die Ou en Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om hierdie dienswerk, soos dit aan jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul? Beloof jy om tot eer van God te lewe en aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om toe te sien dat jy op die regte pad bly? Johan, wat is hardop jou antwoord?
Martin, wat is hardop jou antwoord? Ek gaan nou vra, dit is eintlik ook maar 'n belydenis wat hulle twee gemaak het, om te sê, ons verbind ons, en ons bely dat ons in hierdie leer gaan volhard. Maar ek wil ook vra, broer en suster, dat ons saam met hulle vanoggend ons geloof gaan bely, met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Kom ons doen dit staande, en daarna gaan ek net 'n gebed doen, en na die gebed kan u weer gaan sit. Ek wil vra dat jy dit vanoggend hardop saam met my sal doen, dat ons vir mekaar kan sê, ons glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Here, dankie dat ons kan deel in u koninkrykswerk. Dat u elkeen van ons toegerus het met gawes. Ja, nie almal dieselfde gawes nie, maar binne in hierdie liggaam roep u elkeen van ons op om dan profeet, priester en koning te wees. U roep ons op tot diensknegte. Wil u in besonder vir Johan en vir Martin, wat deel word van hierdie gemeente se kerkraad, inspireer en toerus met hulle gawes. Bemoedig hulle om elke dag, Here, getrou te wees in die soeke ook na u wil en die uitleef van u wil in u koninkryk. Geef vir hulle en hulle gesinne elke dag bemoediging. Lei hulle op hulle pad, behoed en bewaar hulle ook teen die bose. Mag ons dan, Here, ook dan vanoggend weet dat u ons sal toerus deur u Gees. En ons sal weet, daar gaan daar kom wat ons nie weet hoe en wanneer nie, maar dat ons maar net kan weet. Kom ons sit ons voete maar net in die water. U sal sorg vir die res. Ons bid dit in die naam van Jesus, met dankbaarheid. Amen. Ek gaan hulle nou geluk wens. Willie, ek wil vra dat jy ook namens die kerkraad dit vir ons sal doen, en daarna sing ons hulle toe, laat Heer u seën op Hildal. Julle mag maar as jy kry. Baie dankie Martin, en geluk ook. Ons sien uit daarna dat julle deel van ons span is. Johan, baie dankie. En mag die Here julle ook seën. Welkom by ons span. Kom ons sing vir hulle, laat Heer u seën op Hildal, en dan kan julle gaan sit. Heer u seën op Hildal, Uit Sion overstroom, u wat beveel en dit geskied, vol Heer u seën oral gebied. Dankie. Het nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes.
Baie dankie Johan, dit was nou 'n groot verrassing. Mag die Here jou talent nog baie seën in ons gemeente. Vader, dankie dat u offer vir ons genoeg is. Dat ons deur u offer geïnspireer word om diensknegte in die koninkryk te wees. Gebruik ook dit wat nou teruggegee is, Here, dat dit so aangewend word dat u naam daardeur verhoog en geëer sal word en u koninkryk sal kom. In Jesus naam, amen. Miskien net herinner dat die ouers en die kinders hierna na die saal toe sal gaan vir die inskrywings, behalwe die belydennisklas en hulle ouers bly dan net vir my in die kerkgebou agter asseblief. Kom ons sluit dan vanoggend af met vonk 293, hy wat kom woon in die skuilplek van God, hy mag oornag in sy skadu. Kom ons sing al 3 verse, daarna bly u staan vir die uitspreek van die seën. Hy wat kom woon in die skuilplek van God, hy mag oornag in sy skadu. Hy sal in tye van swaar en van seer leef by die Here se hande. Is hy te vergeet waarin ek bly keer, sal die wonder oor my breek, hou my in die hand, omvou my elke kant. O, wie alleen hier sal ek bly vertrou. Ek sal omreed wat my liefheid in God, hy wat ek
sy nood op beveilig. Is sy tot vergeer, waarin ek my neer. As sal lief op oor my breek, hou my in die hand, omvul my elke kant. Op die alleen Heer sal ek bly vertrou. Skuil by die Heer as die stormwinde dryf, vlug na sy veilige vesting. Hy sal jou dra en besit elke dag. Hy jou bewaarder jou seilig. Is hy tot vergeer, waarin ek my neer. As sal ek onder oor my breek, hou my in die hand, omvul my elke kant. Op die alleen Heer sal ek bly vertrou. Ontvang die Here se seën en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Hy sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Sing amen, amen, ons prys die naam die Heer. Sing amen, amen, ons prys die naam die Heer. Sing amen.